In die vorige storie het die seekat seer oor 'n flou geval, net nadat hy vertel het van sy seemanne wat gesteel is, gevang is deur verskriklike gediertes. Pikkewyne het net geweet, o gats, hy het hulp nodig, sal hulle hom kan help? Gaan hulle braaf genoeg wees? Wel, hulle het net gewag dat hy weer wakker word. Hulle het vir hom seesoppie gegee, spesiale mosselsoppie. Seekat hou van mossels, sodat hy fris en sterk word. En toe het hy gaan sit en vir hulle vertel, my manne is gesteel deur verskriklike groot, 4-voetige walvisse op 'n eiland met 'n seester weermag. Al my seekoei manne, sê die Pikkewyn, askies? Sê ja, hulle is nie groot seekoeie, hulle is dwergseekoeie. Hulle is my manne gewees. Hulle was die braafstes, julle. Maar die walvisse het hulle lywe 'n massiewe muur gehou op die eiland. En nou sit my seekoei manne daar vas. En ek is alleen op 'n skip en daar's nie 'n seerower skepskaptein met 'n skip sonder enige manne nie. En die Pikkewyne het net vir hom gesê, oom Seekat, jy moenie bekommerd wees nie. Ons gaan jou help. Ons het 'n haai-vriend. 'n Haai-vriend, hoe gaan hy help? Oom, kom ons wees slim, wees braaf en maak 'n plan. Want daardie walvisse gaan ons nie hulle toelaat om jou en jou manskappe verder te boelie nie, jou seemanne. Jy gaan jou skip terug hê met al jou seekoei seemanne. Julle, so wat maak hulle? Hulle staar daai skip, draai hom om en hulle begin wag vir die wind. Maar dit was nie lank, die begin die wind waai en die skip begin vaar en langs die skip is hierdie massiewe, groot witdoodhaai. Die vriendelike een, wat nie die Pikkewyne eet nie. En 'n ander storie het ons vertel van hom, hè, hoe hulle maatjies geword het. En hy swem saam met die 2 Pikkewyne. En heeltyd wonder hulle, maar 4-voetige walvisse, wat is dit? Julle, 2, 3, 4, 5 dae se vaar deur die see. Deur 2 storms sien hulle 'n groot misbank met verskriklike hoë donker rotse. Toe hulle nader kom sien hulle, die donker rotse is die walvisse wat 'n lywe so dik staan, so groot staan op die wal, en die skerp rotse sit daar sulke verskriklike gediertige seesterre. Seesterre met vingerpunte wat brand as hulle die water klim. Onder die water maak dit sulke stoomborreltjies. En dis hoekom die stoom die eiland is. Wat gaan hulle maak, want die walvisse is daar? Wie kan hulle beklei daar buite? Net 2 Pikkewyne. Hulle sit daar en hulle haal asem deur hulle luggaatjies, nee, maar hulle het sulke fris bene, hierdie walvisse. Vreemde goeders hierdie. Sulke massiewe groot walvisse met sulke 4 bene wat so staan. En al wat jy hoor is dit klink rof. Maar hier op hulle kop is daar nog steeds 'n asemhaling gehad. Pikkewyne het daar rondgeswem en gekyk of daar nie 'n geheime pad op die eiland is nie. Terwyl hy rondswem, sien hy blaasoppies. Hier is die grootste blaasoppies wat in sy lewe al gesien het. Hy het eers gedink hulle is in die seester se kant, julle, maar die blaasoppies het kwaai gelyk. En die Pikkewyn vra vir hulle, hey, hoekom is julle so kwaai? Want hierdie seesterre vat al die rotse met die lekker plante op, ons kan nie eet nie. Ons hou nie van hulle nie. En dadelik kry die Pikkewyn 'n plan. Gaan hy roep die haai, sê vir die haai, haai, met jou stert kan ons hierdie blaasoppies gooi. Skiet so met jou stert, poef, tot op die walvisse. En dan moet die blaasoppies rol, tot by die asemhaling gaatjie, en al wat hulle doen is opblaas. En dan, vra die haai, dan styg hulle op. En terwyl die wind waai, dan vlieg hulle weg. Dan is dit net die seesterre. En dan gered ons al die seekoetjies. Jo, dit klink soos 'n blinkplan. Dink julle dit kan werk? Ja. Hulle het daar die blaasoppies gevang, nader geroep en gesê, julle, ons het 'n plan. Kom ons veg daai walvisse, julle gaan hulle opblaas. Wow! Die blaasoppies het nog nooit so iets gedoen nie, maar dit klink lekker. Maar hoe gaan hulle vasgeplak kry? Hoe?
koning seekat kry ek skool squids, klein maatjies, en hy sê vir hulle, squid, hou jy net die blaas op die vas by die walvis. Julle die volgende oomblik kom daar 'n wind. En dadelik sê daar die walvis vir hulle. Nee, die walvis sê niks. Die haai sê, kom julle is tyd. Elke squid klou vas in 'n blaasoppie, blaas hom af. En die haai kom met sy stert en hy kap. Whoosh, toe hulle deur die lug trek, is hulle op daai strand waar die walvisse staan en almal weghou van die strand af. Oor die rotse, rotse waar hierdie seesterre staan, met hulle vlampunte, wat sê, julle gaan nie ons wen nie, dit is ons seekoetjies. Maar die seekoetjies staan en huil agter die walvisse, help ons. Daai squid trek, hulle val op die walvisse en as hulle rol, dan rol daai vissies, en die squid trek hom in plek, en sê, blaas op die blaas, is al wat jy hoor, en hy blaas op die, o, gats, daai walvis is, nee, ek blaas op, 10 blaase verder, begin daai walvis se voete, so in die lug hang, help, daar die seesterretjies soos, nee, hulle vat ons walvisse, hulle wil hardloop, maar hulle kan nie lekker hardloop op die strand nie, probeer hulle nader gaan en die walvisse begin opstyg. Een op die ander een op die ander een. En dit lyk soos 'n sprokie verhaal want daar's walvisse besig om in die lug in te styg met blaasoppies wat groot gaan, klein, dan's al hy lug binne in die walvis. En daar kom die wind, daar begin hulle weggaan. En op daai eiland was 'n vulkaan. En raai wat, die wind waai hulle reg daar binne-in. En wat gebeur as daai groot walvis binne in die vulkaan gaan waar die warm lug is? Lava. Hy gaan nog groter. In Darm, daar's 'n waterval wat al die pad afkom van daarbo van die vulkaan af, langs hom af, al die pad ter die rivier uit op die strand. En die blaasoppies en die skoedie spring daarin, spoel af en wat maak daai walvis? Hy blaas af. Darm weg. Heeltemal weg, deur in die see in. Ons dink een is tot op die maan. Dalk kom die maan so blou is en vol gate is die walvisse wat hom getref het. Tjoe, tjoe. So daar, die walvisse is binne in die vulkaan, styg op in die warm stoom, weg is hulle. Die skoedies en die blaasoppies kom af na die strand toe. En die seesterre het kwaaier en kwaaier geword, hoe kwaaier hulle word, hoe groter brand hulle vuur, julle en daai seekoetjies. Hulle kon nie verby die seesterre kom nie, want die seesterre staan op die kant. Maar die haai maak 'n plan, en die pikkewyntjies, hulle gaan nader, en hulle pluk coconuts uit daai bome uit. Die pikkewyne klim in daai boom op. Hoe klim hulle? Met hulle voete en hulle vinne. Daai bome hang so skuins. Hulle spol coconuts. En wat maak daai pikkewyne? Cha. Krat die chop coconuts af. Die coconuts het hulle op die strand en dan rol hulle dit seesterre toe. En as die seesterre met die coconut wil fight, cha, breinmakkie, dan slaat die coconuts uit die brand, al is brand aan die buitekant. En dan as hy warm word, begin sy sap in die binnekant stoom. En wat gebeur met hulle? Hulle skiet soos vuurwerke, dis net coconut sap. Wat spat oor die strand. En die pikkewyne kry groen blare. Hulle gebruik die blare om die seesterre weg te vee. Daai seesterre het gedink hulle is baie braaf, maar die pikkewyne was brawer as hulle. Raai wat hulle nog gedoen? Is doodgegrou. Want seesterre kan nie spring nie. Hulle hardloop nader. Ja! Binne in die gat. En dan as jy die sand toemaak, kom maar net 'n bietjie rook uit. En dan hoor jy hulle vang al daai seesterretjies. Al wat die seesterretjies kon doen, is om onder die sand te kruip. Toe hulle bo uitkom, toe sien hulle die laaste seekoetjies se vet boutjies afdraf by die strand. Tot by die rivier en swem na die skip toe. Daai seerower seekat het 'n net gespan. Hy het al sy seekoetjies laat opklim teen die boot. Toe die laaste een op is, toe begin die seesterre mekaar skiet van die strand af. In daai palmbome, vol vlamme reguit na die skip toe. En 'n houtskip kan brand, nê? So wat gaan hulle maak? Hulle laai waterballonne binne in hulle kanonne van die skip.
en skiet elke seester met 'n waterballon. Tjoe, pss, dan sien jy net sulke stoomstrepe trek deur die lug. Dit lyk so verskriklik mooi. En die seesterretjies wat op die skip land, vat hulle, pjoe, gooi hom net so af in die water. En dit is hoe die pikkewyne en 'n haai gehelp het, dat seerower Sekad al sy seekoetjies terugkry, om nog steeds te vaar oor die see van die land, van die hele wêreld, op soek na avonture.